Goeiedag almal wat ingeskakel is. Welkom hier by Is jy gereed? Ek is Piet Joubert wat dit aanbied en almal is welkom hier op Trinity Gospel Broadcasting Netwerk. En ek wil net van eerste baie dankie sê vir ons Hemelse Vader wat hierdie platform vir ons daar gestel het sodat ons sy woord kan uitdra en aan die wêreld bekend kan stel. Ten tweede wil ek graag vir pastoor Letitia Reineke, wat vir ons al die werk doen hier by Trinity Gospel Radio Broadcasting, sê baie dankie vir al die harde werk wat sy doen, om dit vir ons moontlik te maak. Sy sal ook geseën wees. Derdens wil ek vir Morley Thompson sê dankie, vir dat hy my help om my lisensiegelde elke maand te betaal. En hy sal ook geseën word vir die goedheid wat hy daardeur doen. Laastens maar nie die minste nie, aan almal wat ingeskakel is om te luister na die woord van die Here. Baie welkom en baie dankie dat julle inskakel en dankie vir julle terugvoer. Ons sê vir julle dankie in Jesus se heilige naam. Ek wil vandag met ons praat oor ons lewens. Wie beheer jou lewe? Is dit jouself, jou eie arrogante ego? Is dit Satan en sy bose magte? Of is dit Jesus Christus, die Heilige? Is nou nogal 'n goeie vraag wat ek vandag hier vra. En daar is goeie en sterk antwoorde daarvoor. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na Psalm 23, waar Dawid sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, daar waters waar daar rus is, lei hy my heen. Hieruit lei ons duidelik af, dat Dawid baie vertroue in die Here gehad het, dat die Here sy lewe beheer het, en beheer was van sy lewe. Dink maar daaraan, toe hy skaapwagter was, toe hy leeu's en beere doodgemaak het in die veld en die skape bedreig het, toe hy voor Goliat gaan staan het, 'n klein mannetjie voor 'n reus, hy was nie bang nie. Hy het vir Goliat gesê, jy kom na my met spies en 'n lans en 'n skild en wie weet wat alles. Ek kom na jou toe in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskape het. Hy het 5 klippies opgetel en 1 was genoeg. Hy het Goliat verslaan, Goliat sy eie swaard gevat en sy kop afgekap. Was dit hy? Of was dit God? Weer eens was hy in die hande van God. God het hom net gebruik om hierdie werk te doen, wat hy gedoen wil hê. So moet ek en jy dan ook kyk. Ons moet 'n bietjie introspeksie gaan hou oor ons lewe. Ons moet 'n bietjie gaan kyk, wat gaan aan in ons lewe? Ons moet 'n bietjie bid tot die Here en die Heilige Gees en vra, wys vir my, wat doen ek verkeerd in my lewe? Wat se lewe lei ek? Wie is die beheer van my lewe? Wie neem die besluite? Is dit ek? Is dit Satan? Is dit God? Dit is nogal snaaks dat baie mense nie eerlik met hulle self sal wees nie. Maar ons moet gaan kyk, en ek wil graag vandag deur Psalm 23 werk, dat ons kan sien wat God vir ons kan doen as ons hele lewe met alles fasette van ons lewe in God se hande plaas. Ons het nou deur die eerste versie gewerk, waar Dawid gesê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy lei my na groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Verder sê Dawid, hy lei my op spore van geregtigheid, vir sy naam se ontwil. Met ander woorde, God laat hom die regte dinge doen, sodat God daardeur verheerlik kan word. Al gaan ek in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Toe Dawid voor Goliat gestaan het, was hy nie bang nie. Hy was nie bravader nie. Hy was nie arrogant nie. Hy was vol vertroue in die Here.
En hy het geweet, dat Goliat hom miskien met een klap kan doodklap. Maar hy het vertroue in die Here gehad. Hy het geweet die Here sal hom deurdra. Hy het geweet die Here sal werk maak daarvan, dat hy nie verlore gaan nie. En daarom was hy dapper geweest. En het hy gedoen, en was hy gehoorsaam, en het hy gedoen, wat God van hom verlang het. Verder het hy geweet, dat die Here se stok en sy staf, aan die ander woorde sy woord en sy gees, hom sal lei, en hom sal help om die regte besluite te neem, en die regte dinge te doen. Hy sê, U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teenstanders. Kan God vir jou 'n tafel kos voorberei, en toelaat dat ander mense net staan en kyk? Kom ons dink 'n bietjie hieroor na. Hierdie tafel wat God vir ons berei, is eintlik die avondmaal. Hy herinner ons daaraan, dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het vir my en vir jou, sodat ons sondes vergewe kan word, en ons vir ewig saam met Jesus in die heilige Jerusalem kan gaan woon. Ons hoef nie te vrees nie. Ons hoef nie bang te wees nie. God sal ons nie verlaat nie. Hy sal ons nie versaak nie. Hy sal nie toelaat dat ons versoek word bo ons kragte nie. Ons moet aan God glo. Ons moet God in beheer plaas van ons lewens, sodat hy ons hoof kan vet maak met olie. Dat hy ons kan salf en ons kan seën. Want die vet maak, U maak my hoof vet met olie, kom neer op dieselfde ding, as om die salwing van die Heilige Gees te ontvang. Wanneer ons die Heilige Gees ontvang, en die Heilige Gees toelaat om in ons liggame te werk, dan loop ons bekers oor. Want God is in beheer. God weet, dat as ons aan hom glo in ons lewe volgens sy wil, en nie volgens ons eie wil nie, en nie volgens Satan se wil nie, dan kan ons uitreik na ander mense, want ons bekers loop oor. Dat is altyd te veel. As jy dink dit is nie so nie, dan wil ek vandag vir jou vra, maak oop jou hande, hef jou hande na bo, maak jou hande oop, en reik uit, wees 'n verlenging van Jesus se arm. Reik uit na ander mense en help hulle. Gee kos, gee geld, gee wat hulle ook al nodig het. Want jou hande is oop, en jy kan nie ontvang as jou hande toe is nie, en as hulle vol is nie. Maar as jou hande oop is, dan sal God vir jou voorsien, aan alles wat jy nodig het. Verder sê Dawid, met goedheid en guns aan my volg, al die dae van my lewe. Wat 'n stelling om te maak. Wie sê dit kan altyd met jou goed gaan? Wie sê jy sal altyd die guns van die Here hê? Partykeer gaan ons deur diepe waters. Partykeer sukkel ons, partykeer kry ons swaar, partykeer is ons siek, partykeer gaan ons deur pyn. Ek weet, want ek gaan self deur hierdie dinge. Maar, elke keer is daar uitkoms. Elke keer voorsien die Here vir my. En elke keer volg sy goedheid en sy guns my, wat my baie dankbaar maak.